Sjoe, familie, wat wonderlike eer en voorreg om so in die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader te kan beweeg deur lofprysing en aanbidding. Te weet, hy is hier in ons midden. En ek wil vanoggend die boodskap open met 'n eenvoudige vraag: wie het in hulle jonkheid of kinderdae of adolessensie, wie het die een of ander groot droom gehad? Hier is daar 'n paar. Dit kan enige droom wees, van om 'n polisieman te word, of brandweerman, of verpleegster, of almal van ons het ons ander drome. Ek wil vanoggend vir ons lees, ek bly hier's 'n paar wat drome gehad het. Maar ek wil vanoggend vir ons open in Genesis 37, en die wat die woord van die Here saamgebring het, kan saam met my daarin blaai. Die woord van die Here sê: en Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader, en Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring, en Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het hulle hom gehaat, en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad, wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê: hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl hele gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom: wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad, en dit aan sy broers vertel en gesê: kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê: wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? Familie, net tot daar, kom ons sluit ons oë, vra dat ons Hemelse Vader sy woord vandag vir ons sal oopbreek deur sy Heilige Gees. Abba Vader, dankie dat ons vandag so tyd saam kan spandeer, Here. Dankie dat ons weet dat u woord lewend en kragtig is en steeds relevant is in die tyd waarin ons lewe, Here. Inteendeel, dit bly die lamp vir ons voete, Here, wanneer ons u woord in ons harte bewaar, Here, dit uitleef in ons lewens. Dan is dit soos Psalm 1 sê: ons sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie en wat vrugte dra op die regte tyd. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Abba Vader, my gebed is dat u ons vandag sal lei deur u woord, sodat dit vir ons nuut en vars sal wees, sodat daar 'n opgewondenheid in ons harte sal wees, wetend die outeur van hierdie woord is teenwoordig in ons midde vanoggend. Here, ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, want nie een van ons as mens kan u goedheid en guns verdien nie, maar deur die genade van Jesus Christus alleen bid ons dit in die naam bo elke ander naam, en ons dank u daarvoor. Amen. Familie, as ons vanoggend so stil raak in die woord en ons kyk na Josef se verhaal, dan besef ons dat sy drome nie noodwendig die drome is wat ons as kinders sou gehad het nie. Sy drome is baie interessant en profeties, en ek dink as ons in sy spasie was, sou die wyse ding gewees het om te doen rondom hierdie drome, om dit nie vir jou boeties te vertel nie. Veral nie in die spasie waar hulle klaar nie van hom gehou het nie.
want hy was die gunsteling, die wit broodjie. En so, ons vind hierso dat Josef hierdie 2 drome aan sy boeties en ook aan sy ouers vertel en hoe dit hulle hewiglik ontstel. En die kruks ter opening is nie wat die inhoud van Josef se droom was nie, maar dat Josef 'n droom gehad het. En so 'n paar jaar terug, ek deel uit persoonlike ervaring, 'n hele paar jaar terug nou al op hoërskool, het ek 'n droom gehad. My droom was om na skool te gaan boer. En so ek wil nie te sentimenteel raak oor die Josef gedagte nie, want dit was ook die eerste preek wat ek ooit gepreek het rondom die jas van Josef, wat nie net sy aardse vader nie, maar hemelse vader vir hom bestem het. En so die eerste preek wat ek ooit gepreek het, het gegaan daaroor dat ons as kinders van die Here partykeer vir ons 'n jas aantrek wat nie vir ons bedoel is nie. En dat wanneer ons kies om in God se teenwoordigheid in sy wil te leef, dan is dit nodig vir ons om ons eie vooropgestelde idees uit te trek en dit wat God vir ons bedoel het, aan te trek. En so toe ek deur die week wat verby is, die gedagte van vanoggend se woord kry, het my opgewonde gemaak, want ek so klein bietjie sentimenteel oor dit. So ek gaan kyk toe na Josef se lewensverhaal, en interessant genoeg familie, ek dink ons almal ken hierdie verhaal baie goed uit ons kinderbybels uit, en ons het al baie preke gehoor van die put tot by die paleis, maar vanoggend wil ek stil staan by 'n paar hoofgedagtes, wanneer ons verder lees, in Genesis, daar in vers 23, sê die woord van die Here, en toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue wat hy aangehaat het, en hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg en daar was geen water in nie. Nou weet julle wat familie, en ek wil nie die boodskap vooruit hardloop nie, Josef is 17 jaar oud, hy is sy pa se gunsteling, is nie 'n geheim nie, hy kry 'n mooi bont, lang rok met lang moue, wat ook merkwaardig is, want rokke met lang moue, het beteken dat jy nie noodwendig fisies gearbeid het nie, terwyl sy boeties hard gewerk het, was Josef en nog 'n boetie, Benjamin, die gunstelinge. En so hy kom by sy boeties en hulle vat hierdie rok van hom, wat sy pa vir hom gemaak het, en trek het uit, en gooi hom in die put. Ek moet versigtig wees, want ek wil nie, soos die Engels het sê, 'n spoiler gee nie. Maar weet julle wat ek vind in hierdie skrif, waar Josef sy drome aan sy boeties en aan sy gesin vertel? Ek vind nêrens 'n spasie waarin daar in sy drome 'n put by betrokke was nie. Dit was nie deel van Josef se droom om op 17 jaar oud in 'n put te beland sonder water nie. Genadiglik besluit sy boeties wat hom haat, om hom nie dood te maak nie, want hulle kan geld kry vir hom as hy lewendig is. So die volgende hoofmoment in Josef se lewe, 17 jaar oud, dis 'n jaar ouer as wat Ewe is, dis amper ondenkbaar. Die volgende hoofmoment op 17 vind ons in vers 26, toe sê Juda aan sy broers, watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na hom geluister. So Juda kom en hy red eintlik Josef se lewe deur 'n baie interessante stelling. Kom ons verkoop hom eerder, ons maak hom nie dood nie, want hy is ons broer, ons vlees. Nou ek weet nie van julle nie, maar hierdie boeties is nie die wat wonderste boeties nie. As dit is wat jy met jou boetie doen, kom ons hom nie dood maak nie, maar ons verkoop hom eerder aan die slawehandelaars. Tweede hoofmoment in Josef se lewe, wat ek glo vir 'n 17-jarige seun 'n dramatiese ervaring is, en weer eens as ons so 'n bietjie terugkyk in die triespieeltjie van Josef se lewe, was hierdie oomblik nie deel van enige van Josef se drome nie.
Hy het nie vir sy boeties vertel, ons was besig om die koringgerwe te bind, en toe kom buig Jelisin voor myne, en toe beland ek in 'n put, en toe word hy verkoop nie. Dit was nie deel van die droom nie. Genesis 39, familie. En Josef is afgebring na Egipte, en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete, wat hom daarheen afgebring het, en die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer regeer, die Egiptenaar gebly. So, Genesis 39, deel van slawerny, maar wat wonderlik is, wat ons hier merk, is dat God met Josef was, alhoewel hierdie nie deel van sy droom was nie. So 'n paar Sondae terug het ons gepreek oor, het ons met mekaar gedeel rondom die gedagte van skuif die lyn, bereken die koste, beplan hoe jy gaan hardloop as jy onverwags betrap word. So, die volgende moment in Josef se lewe vind ons hierso in Potifar se huis, toe Potifar se vrou, wat nie met om hoekies en draadjies kom nie, sy, wie ken die Engelse gesegde, sy is 'n straight shooter, sy kom na Josef toe en sê sommer vir hom van oogopslag af wat haar plan is. Wat weer eens nie deel van Josef se droom was nie. En ons ken hoe hierdie oomblikke in Josef se lewe uitspeel, want sy kom na hom toe en sê, na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, ek sê julle, sy het nie gras onder haar voete laat groei nie. Sy sê vir Josef, kom hou gemeenskap met my. Genadiglik het Josef, al was dit nie deel van die droom nie, al reeds geweet, hy gaan hardloop, so hy hardloop uit sy jas uit. Maar, dit bring Josef by 'n volgende moment. Toe sy heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou knegt aan my gedoen, het hy baie kwaad geword. En die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit, op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was, en hy was daar in die gevangenis. Maar die Here was met Josef, en hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. Familie, net by wyse van hande, wie se droom as kind was om in die tronk te beland? Niemand se nie. Ek ken iemand wat daai drome kan bewaar het, hier links agter in die gebou. Maar ek dink nie enige iemand word as kind groot met die droom om in die tronk te beland nie. Dis niemand se droom nie. So ek dink hier is dit nou redelik veilig om te sê, dit was nie deel van Josef se droom as jong man om in die tronk in Egipte te beland nie. Steeds is dit merkwaardig om te weet dat die Here met Josef was. Selfs in die tronk vind hy guns en is die Here, gebruik die Here hom. Nou ons ken die verhaal verder hoe Josef tyd in die tronk gespandeer het, 'n redelike tyd, en hoe hy die bakker en die skinker ontmoet, hoe hulle drome vir hom vertel, hoe die Here vir Josef die insig gee om hulle drome uit te lê, en dit waar word net soos wat hy dit vir hulle vertel het. Die bakker gaan dood, die skinker leef, kom terug in die paleis en vergeet van Josef. En 'n hele paar jaar later, Genesis 41, droom Farao. Kan ek iets met julle deel wat vir my opvallend was? Josef het gedroom toe hy 17 jaar oud was, toe hy 'n tiener was. Hier half in die middel eintlik van adolessensie, het hy hierdie twee drome. Sy boeties gooi hom in die put, dis die deel van die droom nie. Hulle verkoop hom aan die slawehandelaars, dis die deel van die droom nie. Hy word weggevoer Egipte toe, werk in Potifar se huis, dis die deel van die droom nie. Potifar se vrou, dis ook die deel van die droom gewees nie. Beland in die tronk, dis nie deel van die droom nie.
In hierdie oomblik waar ons nou is Josef 30 jaar oud. 13 jaar later. En uiteindelik droom Farao en die skinker onthou van Josef en hy sê vir Farao, daar is iemand. Vers 39, en Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Julle onthou Farao se droom anders as Josef se 7 vetkoeie en toe kom die 7 maarkoeie, eet hulle op en Josef sê daar gaan 7 goeie jare wees en dan 7 swaar jare, moeilike jare, droë jare. Farao sê, jy moet oor my huis wees en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef en hy het hom 'n fyn linneklere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang en hom laat ry op sy tweede rytuig en hulle het voor hom uitgeroep, pas op. So het hy hom dan oor die hele Egipte land aangestel. Hierdie is al 'n bietjie 'n betere oomblik, maar as ons terugkyk na 17-jarige Josef toe, was die droom nog steeds nie om as heerser van Egipte te aangestel te wees. Dit was nie deel van sy plan of deel van sy droom nie. Inteendeel, ek dink nie eintlik mooi in hierdie gegewe spasie het Josef meer gedink aan die drome nie. En so, Genesis 42, is Josef nie meer jonk nie. Hy's 39 jaar oud, 22 jaar later. En die woord van die Here sê in Genesis 42 vers 6, en Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Die familie, vanoggend is Josef se verhaal, amper sê, die setup vir die boodskap. Want elkeen van ons in ons jonkheid het drome en ideale en planne. En dan gebeur die lewe anders as ons drome en ideale en planne. Hierdie is nou spasie waar ons eerlik met mekaar kan wees. Wie vanoggend hier sit hier en jou droom van kindsbeen het uitgespeel presies soos wat jy dit gedroom het? Niemand nie. Wie het oomblikke gehad in die tussentyd en gedink dit is nie deel van die droom nie? Dit was nie deel van my droom nie. Is nie deel van die prentjie van die picket white fence wat ons op Pinterest sien nie. Farm style kitchen, wie sê daai prentjies? En dan kom jy by die huis en dan dink jy, "O, hierdie is nie deel van die droom nie. Die wasgoed is nog nie gewas nie. Man lê alweer op die rusbank en vergeet dis Vroudag. Maak my so kwaad. Werk lang ure, maximum work, minimum pay, dit was die deel van die droom nie. Die prentjie van wat hy gedink het, miskien as jy in die beroepsrigting waarvan jy gedroom het en dan besef jy ook, hierdie was nie die droom nie. Miskien gebeur daar goed in die tussentyd, soos put oomblikke en tronk oomblikke en slawerny oomblikke en dis nie deel van die droom nie. 22 jaar later, familie, word Josef se droom, wat die Here vir hom profeties gegee het, eers waar. Terwyl daar soveel goed was, wat nie deel was van die droom nie. Vanoggend se boodskap gaan egter nie so seer oor my en jou droom en wat daarvan deel is en wat nie deel is. Soos wat dit gaan
oor vers 25. Daarop gee Josef bevel om hulle sakke vol koring te maak en elkeen sy geld weer in sy sak te sit en om aan hulle padkos vir die reis saam te gee, en so is aan hulle gedoen, en hulle het die koring op hulle esels gelaai en daar weggetrek. Julle sien familie, alhoewel Josef drome gehad het in sy jonkheid, en daar klomp dinge gebeur het wat nie deel was van die droom nie, is hierdie wat my opgewonde maak. Want wanneer ons in hierdie spasies gaan dit nie oor ons drome, ons ideale, ons planne, ons Pinterest board met die farmstyle kitchen en die mooi wit heiningkie en al hierdie dinge waaraan ons dink nie, want miskien beweeg ons uit die spasie van ons drome uit, sodat God se doel met ons lewens in vervulling kan gaan. En so weet julle wat familie, as ons kyk na die hele Josef verhaal, dan kan ons in elke oomblik sê, dit was nie die droom nie. Dit was nie die droom om in die put te beland nie. Dit was nie die droom om aan slawehandelaars verkoop te word nie. Dit was nie die droom om in Potifar se huis te beland, of in die tronk te beland, of uiteindelik in Farao se paleis te beland nie. Maar in elke tree, weet julle, het julle gemerk terwyl ons lees, toe hy die eerste keer verkoop is aan Potifar, toe sê die woord, God was met Josef, en hy het guns ontvang. Toe beland hy in die gevangenis, in die tronk, God was met Josef. Toe, terwyl hy die bakker en die skinker se drome uitlê, nie in sy eie mag en krag nie, God was met Josef. En so wanneer ons terugkyk, dan weet ons in Josef se verhaal, dit was nie die droom nie, maar God het elke tree gebruik vir sy doel. Want God het vooraf geweet van die 7 maarjare. En hy het geweet, Josef gaan die sleutel wees tot voorsiening vir sy volk. So dit was nie deel van Josef se droom nie, maar dit was deel van God se posisionering vir die uitvoering van sy doel. En so vanoggend familie wil ek dit persoonlik maak vir elkeen van ons. En as ons eerlik met mekaar moet wees, nie sondagoggend mense, nie maandag, dinsdag, woensdag, kinders van die Here. As ons eerlik met mekaar moet wees, wanneer ons drome en ideale nie uitwerk soos wat ons gedink het nie, is dit nie lekker nie. Dis nie lekker as die plan nie die tronk was nie, maar jy eindig op in die tronk. Dis nie lekker as die plan nie 'n siekte was nie, maar jy word siek. Dis nie lekker as die plan nie was dat die verhouding nie uitwerk soos wat dit moet nie en dit doen nie. Dis nie deel van die droom nie. En in die oomblik maak dit nie sin nie. Maar as ons kyk hoe lank Josef God vertrou het, 22 jaar later, toe besef Josef, dit gaan nie oor die droom so seer as soos oor die doel nie. So vir ons is die uitdaging in die moeilike oomblikke wat nie deel is van die droom nie, om te vertrou. Help my met hierdie skrifgedeelte, Genesis 50 vers 20, kom Josef toe hy besef waaroor gaan dit alles van 17 af tot 39, wat eintlik die doel was, toe sê hy vir sy boeties, dit wat julle bedoel het vir kwaad, het God gebruik vir goed. Familie, vanoggend se boodskap is 'n boodskap van bemoediging. As jy in 'n spasie is waar jy dink, hierdie was nie deel van die droom nie. Hierdie was nie deel van die plan nie. Weet dat ten spyte van dit, God jou kan posisioneer
vir sy doel, nie vir jou droom nie. En dit is moeilik om in hierdie spasies te vertrou. Maar as ons soos Josef kan lank genoeg vashou aan God se beloftes, aan sy woord in ons lewens, al is dit nie die droom nie, dan weet ek vanoggend, kan hy elkeen van ons steeds gebruik vir sy doel. Maak dit nie sin en ek seker van 17 tot 39 het baie dinge nie vir Josef sin gemaak nie. Ek seker hy het vrae gehad. Ek seker hy was met tye heel verward oor, Here, wat is die plan? Want dis nie die droom nie. Maar uiteindelik daar in Genesis 50, toe besef hy, dit was ook nie God se plan, dat ek deur al hierdie dinge moes gegaan het nie. Dit is nie sy wil vir my lewe nie, maar ten spyte van dit, het hy my in die spasie gebring, waar ek sy doel kan uitleef. So ek lees vir ons in Jesaja 55, en ek wil afsluit met dit vanoggend, familie. Hier sê die woord van die Here, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig, en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Familie, ek weet vanoggend in die put en in die slawerny en in die tronkspasie en in al hierdie spasies is dit nie maklik nie. En ek gaan nie vir julle 'n welvaartsteologie preek gee wat sê, as jy 'n kind van die Here is, moet dit maklik wees nie. Ek dink die teendeel. Want die woord van die Here sê vir ons, trek die volle wapenrusting aan. Nou, ek weet nie wie van julle het al Gladiator gekyk nie, maar Russell Crowe trek nie die wapenrusting aan en dan gaan hy piknik nie. Wanneer die woord van die Here sê, trek die wapenrusting aan, impliseer dit, as ons Jesus kies, is ons in 'n oorlog gedompel. Paulus sê, julle is deel van die wedloop. 'n Wedloop is nie maklik nie. En so vanoggend is my boodskap vir jou nie, dit gaan maklik wees nie. Ek sê nie, bid agter my aan, die sondaarsgebed, en nou ewe skielik as jy uitstap hierso by die kerk, is daar nie potholes nie, jou brandstofpryse het sommer geval, jou man of vrou is nie meer kwaad vir wat jy gister aangevang het, wat jy nie weet nie, die kinders is soet, alles is net, daar's reënbogies en blommetjies oral. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, in die oomblikke wat dit onseker en onmoontlik lyk, moet ons God kan vertrou, om te weet, al is dit nie deel van die droom nie, kan hy dit gebruik vir sy doel. En vanoggend is die uitnodiging, as jy in 'n spasie is wat nie deel was van die droom nie. En jy weet nie wat God se doel is met dit nie. Jy weet nie wat die plan is nie. Wil ek jou uitnooi om saam te staan, dat ons kan bid vir die oomblikke waarin jou droom in 'n nagmerrie verander het. Maar meer as dit, dat ons kan bid, dat ons Hemelse Vader in due time, sy tyd, want hy sê daarso, sy tyd is nie ons tyd nie, sy wee is nie ons wee nie, dat hy jou op die regte tyd sal wys, al was dit nie die droom nie. Wat was die doel? En so as jy in so 'n spasie staan saam met my, ek kan eerlik wees, ek was al in sulke spasies, 2019, soos ek besig met die droom, BSc in landbou, ekonomie en Here sê vir my, Franco, dis dalk jou droom, maar dit is nie jou doel op aarde nie. Baie vreemde tyd in my lewe, en daar was alweer momente wat ek gedink het,
Here, dit was nie deel van die droom nie. Maar as ons terugkyk, ek weet daar is oomblikke wat in hierdie laaste week gebeur het in my lewe, wat ek gedink het, weet nie of dit deel van die droom was nie. Miskien op 39, en ek's nog ver daarvan af. Maar miskien op 39, dan weet ek weer wat die doel is van die oomblikke wat onseker was. Want as ons almal gaan deur sulke oomblikke, en as jy in sulke oomblikke is, wil ek jou uitnooi. Staan saam met my, laat ons saam kan bid. Ek gaan nie vra dat jy agter my aanbid nie. Ek wil hê jy moet daar waar jy is, al is dit stil gebed, vra dat die Here jou sal wys wat is die doel. Want dit was nie die droom nie. Nou iemand wat voel om saam te staan. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie keer droom ons, Here, en ons het groot drome met goeie motiewe, Here, en ons sien hierdie prentjie in ons harte en ons gedagtes van as ons net daar kan wees. Here, maar dan so met verloop van tyd gebeur die lewe met ons en ons beland in oomblikke wat voel ons is in 'n droë put, of ons is verkoop aan die slawerny van hierdie wêreld van sonde, Here. Partykeer beland ons in spasies soos die gevangenskap, Here, en Here, ons is dalk nie in fisiese gevangenskap soos Josef nie, maar daar is soveel dinge in die lewe om ons wat ons gevange kan hou. Here, daar is soveel oomblikke in ons lewe wat ons kan dink, hierdie is nie deel van die droom nie. Die droom was nie om seer te kry of om iemand te laat seer kry nie. Die droom was nie om weg te beweeg van U af nie. Die droom was nie om in hierdie onsekere spasie te beland of om weer te val vir die versoeking nie. Here, maar deur dit alles, wanneer ons kyk na Genesis 50 vers 20, dan bid ek dat alhoewel soveel van die oomblikke in ons lewe dalk nie deel is van die droom nie, bid ons dat deur die krag van U Heilige Gees U ons sal bemoedig en ons sal herinner, al is dit nie deel van die droom van jou lewe nie, het ek nog steeds 'n doel en is ek in elke tree met jou. Ek saam met jou in die put, ek saam met jou by die slawehandelaars, ek saam met jou in die huis van Potifar, ek saam met jou in die gevangenskap, ek saam met jou in die huis van Farao, want wat die vyand bedoel vir kwaad, sal ek in jou lewe gebruik vir goed, want ek is die leidsman en die volleinder van die geloof en die goeie werke wat ek in jou begin het, sal ek voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Hou vas aan my beloftes, want alhoewel dit nie jou droom was nie, is ek besig om jou in die spasie in te bring van God se soewereine doel vir jou lewe. Abba Vader, my gebed vanoggend is vir elkeen wat staan en wat nie weet wat die doel is nie, maar wat wel weet dis nie deel van die droom nie. Here, dat U hart en U gedagtes aan hulle sal bekend maak en sal openbaar. Here, hulle sal wys dat alhoewel hierdie nie 'n spasie is wat hulle gekies het nie, en miskien is dit nie die spasie wat U beplan het vir hulle nie, want U planne is lieflik en loflik, planne van hoop en 'n toekoms. Here, is U so almagtig dat U selfs die pitoomblikke kan gebruik om U doel uit te voer in elkeen van ons lewens. Here, my gebed is dat U Heilige Gees die genesingswerk sal doen van daardie onsekere oomblikke, daardie seer oomblikke, Here, en dat ons sal kies om vas te hou aan U Vader se hand, Here, in oomblikke wat niks vir ons sin maak nie, wetend, Here, met verloop van tyd, Here, sal U hart aan ons openbaar. Abba Vader, mag ons so naby aan U beweeg, in elke spasie van ons lewe, het sy in ons drome of nie, dat ons sal weet, al is sekere oomblikke nie deel van die droom nie, is U daar met ons. En as ons vashou aan U woord, as ons leef in verhouding met U, Here, dan is dit soos die verhaal van Josef. As ons weet U is met ons, Here, dan kan ons hierdie oomblikke oorleef, deurstaan, en weet, because He lives, I can face tomorrow. Here, my gebed is,
mag U nie ons drome waarmaak nie. Mag U ons U drome vir ons lewens openbaar. Here, want ons weet U drome vir ons is groter as wat enige een van ons onsself kan indink. Mag ons vashou aan U woord in die onsekere oomblikke. Ons self herinner, al is hierdie nie deel van die droom nie, vertrou ons op ons hemelse Vader vir sy doel in ons lewens. Here, ek bid dit in Jesus se wonderlike naam en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.